Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het enkele afkondigings vanoggend voor die erediens. Ons kollektes vandag is vir die diens van barmhartigheid. By die deure gaan dit vir die deputate jeugsorg en volgende Sondag sal die kollekte by die deure vir die kerkkas wees. Dan het ons ontvang attestaat vanaf Gereformeerde Kerk Pretoria Aanlyn, broer Piet Riekert en suster Wilhelmina Constans genoem Willemien Riekert, gebore Venter, en dan ook met attestaat vanaf Gereformeerde Kerk Bergsig, broer Attie Erasmus en suster Adrie Erasmus. Ons wil vanoggend hulle ook verwelkom. Ons vra ook as hulle hier is dat hulle vanoggend net hier by die preekstoel vir ons kom ontmoet na die diens. Dan ons ander afkondigings sal ons na die erediens hanteer, so ons sal na die tyd verdere afkondigings hê. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing, baie bekende Psalm 146, ons sing die eerste, die derde en die 8ste vers waarin ons sê, dis die God der leermagte, troue bondsgod van weleer, God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. Ons staan vir die sing daarvan, nadat ons dit gesing het, bly ons staan, sodat ons geloof saam kan bely. Ons bely ons geloof vanoggend in die woorde van die 12 artikels en elkeen van ons spreek dit in ons hart ook gelowig saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. God is heilig en God wil hê dat ons heilig voor hom lewe. Dit dan ook vanoggend die tema van ons prediking later in die erediens. Maar dis belangrik as 'n mens hoor God is heilig, dat mens besef jy leer God se heiligheid ken deur die wet van die Here, deur die 10 gebooie. Eksodus 20 waarna ons vanoggend ook luister. Maar belangrik ook, jy leer ook hoe God wil hê jy moet lewe as jy heilig lewe. So kom ons luister vanoggend na die 10 gebooie en dan sien ons daarin in die eerste plek God se heiligheid raak, maar in die tweede plek ook hoe 'n mens self heilig leef. Jy leef heilig as jy leef volgens God se wil. Daarom staan daar in Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Ons antwoord daarop deur saam te sing uit Psalm 38 uit, 'n psalm waarin 'n mens dan ook erken dat ons nie heilig lewe soos ons moet nie. Daarom ook die gebed, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld. Kom ons sit so en dan sing ons saam Psalm 38, vers 1, vers 8 en vers 15, waarna ons saam sal bid. Amen. 'n 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 '
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vanoggend ook saam met die engele om U troon uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ja, ons wil U lof besing. Ons wil U grootheid prys. Maar wanneer ons dit doen, wanneer ons na U woorde luister, dan tref dit ons elke keer, hoe sondig ons ook is, en hoe sondig ons ook kan wees. Dan tref dit ons hoe ver ons as mense, sondaarmense tekortskiet, wanneer ons in U lig lewe. Maar ons dank U vanoggend ook vir U genade. Ons dank U dat ons mag weet dat U woord ook die lig op ons pad is. Dat U woord ook die duisternis in ons lewens nie net verjaag nie, maar ook vir elkeen van ons wys hoe U wil hê ons moet leef. Ja, vir elkeen van ons wys dat ons kan alleen leef deur die genade wat daar is in Jesus Christus ons Here. En daarom is dit ons gebed dat U vanoggend ook deur die verkondiging van U woord elke een van ons ook nie net sal herinner aan wie U is nie, maar ook wie ons is en belangrik ook hoe U wil hê ons moet leef. Daarom vra ons vir die werking van U Heilige Gees in ons harte. Dis nie net ons gebed vir onsself nie, ons bid vandag ook saam met die kerk van alle tye, laat U koninkryk kom. En daardeur bid ons ook vir U kerk oor die wêreld versprei. Ja, dat U heerskappy ook sigbaar kan word in ons lewens. Ons bid ook vandag in afhanklikheid, want ons weet, U sorg nie net vir ons na die gees nie, en daarom bid ons vandag ook vir elkeen van ons broers en susters wat siek is, wat hartseer is, elkeen wat bekommernisse het. Ons dink aan soveel van ons lidmate wat weens hulle ouderdom nie meer hier saam met ons kan wees nie. Ons dra elkeen aan U troue Vader sorg op. Ons bid ook vir U genade in ons land. U weet van soveel dinge wat verkeerd is. En daarom vra ons dat U ons ook in ons regering ook genadig sal wees. Want U, Here, is die koning oor die konings van die aarde. Ons vra ook dat U ons elkeen genadig sal wees en ons sondes vergewe om Christus ontwil. Amen. Ons gaan vanoggend luister na 'n gedeelte uit die boek Esra uit, vanaf vers 1 tot en met vers 15. Het is belangrik as 'n mens na die boek kyk, dan sien 'n mens, dit gaan hier oor Esra en 'n groep mense wat saam met hom uit ballingskap uit teruggekeer het, as mens in hoofstuk 8 sien. En dan vertel dit van wat Esra alles gedoen het en wat hierdie mense gedoen het.
En dan staan daar, nadat hulle nou alles gedoen het wat hulle moes doen, die dinge gedoen het die leiers van die gemeente vir my kom sê, dis nou Esra wat dit skryf, die mense van Israel en die priesters en die leviete het hulle nie afgesonder van die nie-Joodse bevolking met sy afskuwelike gebruike nie. En die is nog dieselfde as die van die Kanaaniete, die Hetiete, die Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete. Ons mense het hulle seuns getrou met nie-Joodse vrouens. Hulle het hierdie volk hom laat vermeng met heidene. Leiers en amptdraers het die voortou geneem in die trouelose optrede. Toe ek dit hoor, het ek my klere geskeur, my hare en my baard uitgetrek en verslaag gaan sit. Almal wat by die gedagte aan die opdrag van God van Israel vreesbevange was oor die troueloosheid van die mense uit die ballingskap, het by my kom staan. Ek het maar net verslae daar gesit, tot die tyd van die aandoffer toe. Maar teen die tyd van die aandoffer het ek daar opgestaan waar ek my met my geskeurde klere verootmoedig het, op my knieë geval en my hande in gebed uitgestrek na die Here my God. Ek het gebid, my God, ek is te skaam. Ek het nie die vrymoedigheid om my kop voor U op te tel nie. Ons sonde is hoog gestapel, ons misdade staan hemelhoog. Van die tyd van ons voorvaders af, tot vandag toe is ons bestaan vol oortredings teen U. Dit was deur ons sondes dat ons konings en ons priesters in die mag van heidense konings oorgegee is. Ons is doodgemaak, gevange geneem, geplunder, smaad het oor ons gekom en dis nou nog daar. Nou 'n kort oomblikkie het daar vir ons genade gekom van die Here ons God. Hy het die klompie van ons laat vrykom en ons hier in sy heilige plek vastigheid gegee. Ons God het ons weer laat lewe, ons 'n oomblik laat asem skep na ons slawerny. Ons was slawe, maar ons God het ons nie slawe laat bly nie. Hy het die Persiese konings goedgesind gemaak teenoor ons en hulle het ons die kans gegee. Ons kon die tempel van ons God opbou. Ons kon hom uit sy ruïnes laat herrys. Ons het 'n toevlug gekry hier in Juda en Jerusalem. Maar wat kan ons nou sê? Ons God, na die dinge, ons het die gebooie oortree. U het ons deur u dienaars die profete beveel, die land wat julle in besit gaan neem, is 'n onrein land. Die heidene nasies het dit onrein gemaak. Hulle het dit van kant tot kant besmet met hulle afskuwelike onrein optrede. Moenie julle dogters vir hulle seuns gee nie, en moenie hulle dogters met julle seuns laat trou nie. Moet die heidene nasies nooit vrede of voorspoed gun nie. Dan sal julle sterk staan en die goeie van die land geniet, en dit as 'n blywende besitting aan julle kinders oordra. Wat oor ons gekom het gekom deur ons slegte dade en ons baie oortredinge teen U. Ons God, U was spaarsaam met die straf op ons sonde. U het van ons laat oorbly. En na alles wat oor ons gekom het, kom ons en ons steur ons weer nie aan U gebooie nie. Ons ondertrou met hierdie nasies wat so afskuwelik leef. Moet die toorn ons dan nie heeltemal vernietig nie, sodat niemand oorbly nie, niemand vrykom nie? Here God van Israel, U is regverdig. U het die klompie van ons laat vrykom soos dit vandag is. Hier is ons voor U met ons oortredings. Maar so kan niemand voor U staan nie. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte, en besonder dan hierdie laaste woorde in sy gebed. Hier is ons voor U met ons oortredings, maar so kan niemand voor U staan nie. Kom ons sing eers saam uit Psalm 94, ons gaan die 8ste en die 12de vers sing. Nadat ons dit gesing het, kan ons weer ons sitplek inneem.
Dit is so broeders en susters, dat as die Here wil ons volgende Sondag gaan nagmaal vier. En wanneer ons nagmaal vier, dan sê ons dit ook vir mekaar, ons sit by die tafel van die Here. En ons vier die nagmaal, so sê ons ook, soos Jesus dit self ook vir ons ingestel het om te vier. En ek dink ons almal weet dit, vir ons as gereformeerdes is die gebruik van die sakramente en in besonder dan die gebruik van die nagmaal saam met die woordverkondiging een van die plekke waar ons noem dit maar ons eenheid met Christus ten diepste beleef. Deur die nagmaal word die band wat daar tussen ons en ons verlosser is elke keer op 'n besonderse manier versterk. Trouwens, as ons die katekismes vat en ons gaan kyk wat ons bely oor die nagmaal in Sondag 28, dan staan daar dat wanneer ons nagmaal vier, ons al hoe meer met sy geseënde liggaam verenig. Dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente word. Dit op sigself sê dan vir ons dat as 'n mens die nagmaal op die regte manier vier en op die regte manier daaraan deelneem, dit 'n besonderse manier is hoe die verhouding tussen jou en Christus, tussen jou en jou hemelse Vader versterk word. En juist daarom as ons die nagmaal in hierdie lig beskou, dan maak die nagmaal ons in die eerste plek bewus van wie God in ons lewe is, maar ook belangrik die invloed of die uitwerking wat ons verhouding met God op ons hele lewe sal hê. En daarom vanoggend ons tema, God is heilig en wil hê ons moet heilig voor hom lewe. God is heilig en God wil hê ek en jy moet heilig voor hom lewe. Hoekom sê ek so? Ons gaan terug na die verhaal van Esra toe hier in hoofstuk 9, die geskiedenis wat hier vir ons weer gegee word. Onthou dit, soos ek net nou gesê het, Esra en 'n klompie mense, soos hy hulle self noem, 'n paar mense, teruggekeer uit ballingskap uit, en dan nog die geleentheid gehad, soos hy sê, om die tempel in Jerusalem te gaan herbou. Maar hulle is nie lank terug in Jerusalem nie, toe kom die leiers van die volk, van die gemeente na hom toe met 'n boodskap. Die volk trou met die vreemdes rondom hulle. Hulle laat hulle seuns met die dogters trou en hulle laat hulle dogters met die mans trou van die vreemdelinge rondom hulle. En Esra reageer heftig. Sy reaksie is verskriklik as mens dit die eerste keer hoor, maar vra vir jouself waarom? Want die rede is nie so voor die hand liggend altyd as wat mense dit wil maak nie. Ongelukkig hierdie een van daai hoofstukke wat mense baie maklik kan misbruik en wat al deur die geskiedenis baie misbruik is. Gaan dit net oor kinders wat met mekaar trou? Vir baie mense is dit maar net dit. Aan die ander kant weer kry jy mense wat sal sê, dit is verskriklik die ondertrouery, en ongelukkig gebruik hulle dan die teks om hulle self so af te sonder van die wêreld, dat hulle op die einde met niemand meer in kontak kom nie. Dis op die einde wat die Jode gedoen het. Hulle het hulle roeping as volk van God vergeet, en hulle het hulle self, kom ons sê dit maar so op 'n kunsmatige wyse, van al die ander volke afgesonder, of probeer afsonder, of gemaak of hulle self afsonder. In die tyd van Christus vind jy al dat hulle dit so probeer doen het as 'n godsdienstige elite, die fariseërs, wat hulle selfs van die tollenaars en die sondaars rondom hulle afgesonder het. Selfs vir Jesus verwyd het dat hy saam sulke slegte mense geëet het en met sulke slegte mense gekuier het.
dit alles 'n verkeerde verstaan van die wet. Ja, al was hulle besig gewees met God se wet en met die dinge van God, het hulle God buite rekening gelaat. Dit het nie meer vir hulle gegaan oor hulle verhouding met God nie, maar oor hulle eie behoud en hulle eie prestige. Geloof, geregtigheid, genade, die dinge waaroor die wet handel, is buite rekening gelaat. En dis waaroor dit vanoggend gaan, en dis waaroor dit vir Esra gaan, die manier hoe ons voor God te staan kom, die manier hoe ons, kom ons sê dit soos ons dit sal verstaan, hoe ons by die nagmaalstafel wil kom aansit. So wanneer ons na die wet luister, moet ons ook by die punt kom waar by Esra gekom het, waar hy sê, hier is ons voor u met ons oortredings, maar so kan niemand voor u staan nie. Want jy sien, dis waaroor dit gaan oor jou verhouding met God. God wil hê dat ons heilig voor hom moet lewe. Dis die grondbeginsel, dis die probleem waarmee Esra te doen gekry het in ons teksgedeelte. Hy het die wet van die Here geken. Levitikus 20 sê die Here dit self. Die Here self sê in Levitikus 20, julle moet heilig lewe, want ek die Here is heilig. Julle moet heilig lewe, want ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volke. Afgesonder, sê die Here, om aan my te kom behoort. En dis juist hierdie afsondering, wat niks beteken, as dit vir jou gaan oor saam met wie of saam met wie jy nie gesien is nie. Dit gaan eintlik daaroor, dat die Here alles sien, en dat mens sal besef wat hier gebeur het. Die Here het 'n afskie, sê hy, in die gruwelike gebruike van die heidense volke. Al daardie volke wat in vers 1 genoem word, interessant genoeg, in die tyd van Esra, het nie een van hulle meer bestaan nie, behalwe die Egiptenaars. Die res van die volke, die Kanaaniete en die Moabiete en daai mense, was almal mense gewees wat geleef het in die tyd van Moses, toe die volk die beloofde land ingeneem het. En wat die Here daardeur vir ons sê en vir die volk gesê het is, hulle moet hulle self afsonder, want hulle kan hom nie op dieselfde manier dien, as wat hierdie heidene hulle afgode dien nie. Hulle kan nie dieselfde sondige gewoontes deel maak van hulle lewens, as wat hierdie heidense volke gehad het nie. Maar so staan dat die volk, die leiers van die volk, die amptdraers van die volk, al die mense het hulle self laat verlei, deur hulle ongelowige eggenote. Hulle het nie God se gebooie onderhou nie, hulle het hulle geloof in God versaak. En daarom reageer Esra so heftig. En kyk hoe reageer hy skeur sy klere, hy ruk sy baard en sy hare uit sy kop uit. Hy gaan sit daar verslae sonder om 'n woord te sê. En al die mense wat saam met hom begaan is oor die Here, kom staan daar rondom hom. Want hy ken die opdragte van die Here. Hy weet wat die Here vir sy volk gesê het. Hy weet dat die Here die ongehoorsame straf. Hy besef dit, want is dit nie genade dat hy en hierdie klompie mense net kort tevore uit ballingskap teruggekom het na Jerusalem toe? Hoekom was hulle in ballingskap gewees? Hoekom het hulle teruggekom? En die antwoord is God se genade. Alleen God se genade. Esra beklemtoon dit, God se genade wat hy telkens weer en weer dwars deur die geskiedenis aan die volk bewys het. God se genade in teenstelling met hulle eie sondes. En dan wys hy, God se genade is groter as ons sonde. God maak bemoeienis en red ons.
al verdien ons dit nie. En daarom teen die tyd van die aandoffer het hy opgestaan en hy het na die heiligdom toe beweeg en hy daar op sy knieë gaan val. En dis interessant, hy het nie daar gaan staan en begin preek vir almal om hom nie. Hy het nie daar gaan staan en vir almal vertel hoe sleg is hulle en hulle kinders nou nie. Hy gaan val op sy knieë en hy bid. Hy bid een van die aangrypendste gebede. Hy erken dat hy soos die res van die volk ook skuldig is. Dat die sonde van die res van die volk ook maar sy sonde is. Trouwens, hy gaan kyk na die hele geskiedenis van Israel. En dan sê hy, dis net 'n getuienis van die mense ongehoorsaamheid. Hy gaan so ver as om te sê, ons sonde is so baie, dis bo ons hoof uit, so baie, ons sonde reik hemelhoog. Vir interessant dat die woorde wat hy hier gebruik is eintlik woorde wat ons ken, dis soos 'n watervloed. En ons almal het dit gesien in ons eie land die afgelope tyd, 'n massiewe vloed wat daar is, en dan sien 'n mens hoe die vloed styg en op die einde alles bedek. Bokant huise, bokant goed wat hoog is, deurgaan. En so sê Esra vir ons, is ons sondes. Hy sê dit reik tot teen die hemel, dis soos 'n watervloed wat te diep is, waar ons geen grond het om op te staan nie. Almal staan skuldig, almal moet onder die oordeel van God staan. Maar God se genade, sê hy, is groter as die grootste sonde. Ja, ons besef dit nie altyd. Maar Esra sien dit raak. Hoekom het hy in hierdie ballinge teruggekom? Hoekom was die konings van Persië hulle goedgesind gewees? Dis die genade van die Here. As die getroue God van die verbond, die God van wordende geslagte, het die Here daar opgetree en kon hierdie mense 'n tweede Exodus beleef. 'n tweede keer teruggaan na die beloofde land toe. Hulle kon weer by die tempel van die Here gaan aanbid. Dis 'n genade van God. Dis God se verbondstrou. En daarom in vers 13 kom Esra en dan bely hy dit. Hy sê, ons God, U was spaarsamig met die straf op ons sondes. U het van ons laat oorbly. U het vir ons iets gegee wat ons nie verdien het nie. Vergifnis. U is genadig en U het vergewe. Hy gaan so ver in vers 8 om te sê, U het ons weer laat lewe. En dit bring ons by die nagmaal. Dit bring ons by ons Here Jesus Christus. Dis presies wat God vir ons ook gedoen het. Hy het ons in Christus weer laat lewe. Maar onthou dit, elke keer as jy nagmaal vier, God was nie spaarsamig met sy straf nie. Jesus Christus moes die volle oordeel van God se oordeel, die volle gramskap van die Here, die volle toorn van die Here oor ons sondes aan die kruis op Golgotha dra. Hy moes uitroep, dit is volbring. Hy daardie straf, wat vir ons te groot was om te dra, het hy op hom geneem. Soos weer die beeld van vloedwaters kan gebruik. Jesus het weer vir ons vastigheid kom gee. Hy is die rots waarop ons voete staan. En al reik hierdie watervloed van die sonde oor ons lewe hemelhoog, ons is geanker in Christus. En dis juis hiervan wat die Here ons volgende week by die nagmaal kom verseker. Kom verseker van daardie innige verbintenis tussen ons en ons Here Jesus Christus, daardie band van die Heilige Gees.
wat ons so moet ontroer, dat ons voor die Here kan staan en sê, Here, as ons na onsself kyk, so kan niemand voor U staan nie. As ons na onsself kyk, dan bely ons is sondaar mense. Maar juis daarom, Here, is ons dankbaar vir U genade. En dis ons laaste vraag vandag, hoe dankbaar is ons vir God se genade? Hoe dankbaar was die volk in Esra se tyd vir die genade? Wat was hulle reaksie op God se weldade? Ons kan moeilik anders as om te erken dat ons ook weer en weer in die sonde val. Daarom kom Esra, dan sê hy, en dit is so opreg as hy dit sê, wat kan 'n mens nou sê? Wat kan ons sê ons God na al die dinge? Wat kan ons sê as ons na ons eie lewens kyk, na al die dinge wat in ons lewens gebeur, na al die dinge wat ons dink, al die dinge wat ons doen? Al wat ons kan sê is, ons het U gebooie oortree. Kyk na vers 10, Esra sê dit, wat kan 'n mens nou sê ons God? Na die dinge, ons het U gebooie oortree. Dis so opvallend in hierdie gebed wat Esra bid. Hy verwyd nie die volk nie. Nee, hy bely sy skuld, hy bely hulle skuld voor die Here. Hy voel homself een met die volk. En interessant genoeg, hy pleit nie eers vir genade nie. Hy erken net die ondankbaarheid. Want dit gaan vir hom oor die manier hoe hulle voor die Here wil verskyn. Nee, sê hy, hulle moet eers hulle sondes gaan bely, hulle moet eers met hulle ongeregtighede breek, dan sal dit gepas wees. Dan sal dit reg wees om die Here om genade te smeek. Want dit gaan daaroor dat ons, voordat ons in die teenwoordigheid van die heilige God gaan staan, eers ons eie skuld bely, eers erken dat ek ook sy oordeel verdien. Alvorens ons dankbaar kan wees, moet ons dit eers besef. Ons het iets van God ontvang wat nie een van ons verdien het nie. Sy vergifnis. En dis juis wanneer jy dit bely, wanneer jy dit erken, dat jy jouself reg gaan voorberei om nagmaal te vier ook. Dat jy na jou eie dankbaarheidslewe gaan kyk. Gaan vra, is dit gehoorsaam aan God se gebod? Is dit in ooreenstemming met God se doel? Is dit waarvoor God my gered het? Om heilig te wees, soos hy self ook heilig is. En daarom laat ons as gemeente in die week wat voorlê, onsself ook maar voorberei vir die heilige nagmaal. Heilig omdat dit die Here se tafel is. Laat ons eie sonde raak sien en vir mekaar sê, voor die Here sê, vir onsself bely, so kan niemand voor die Here staan nie. En as ons dit besef, sal ons eers die werklike betekenis van die nagmaal begryp. Sal ons werklik eers besef wat God daardeur vir ons sê. Sal ons bewus wees van die genade wat daar is in Jesus Christus ons Here. Sal ons dankbaar kan wees vir God se genade. Sal ons heilig wil lewe, omdat ons God ook heilig is. Amen. Kom ons sit so en ons raak stil voor die Here. Ons Vader in die hemel, ons wil ook vandag in ootmoedigheid voor U buig. Ons wil ook soos Esra bid en sê, maar wat kan ons nou sê, ons God? Soos na ons eie lewens kyk, kan ons nie anders as om te sê, ons het
ook u gebooie oortree nie. Ons het dit wat u vir ons beveel het, ook nie gehoorsaam nie. Maar dan staan ons verstom as ons daaraan dink dat die oordeel daarvoor nie oor ons gekom het nie, maar die oordeel vir ons slegte dade, ons baie oortredings, het u oor ons Here Jesus Christus laat gaan. En waar ons kan sê, u was spaarsamig met die straf op ons sondes, het u dit ons Here Jesus Christus nie gespaar nie. Het u volle oordeel oor hom laat woed. En juist daarom wil ons vandag ook bid, Here God van Israel, ons bely u is regverdig. Ons bely u het ons laat oorbly, u het ons laat vrykom soos dit vandag ook is. En ons wil saam met Esra sê, hier is ons voor u met ons oortredings. So kan nie een van ons voor u staan nie. En daarom bely ons ook ons afhanklikheid van ons Here Jesus Christus. En dis ons gebed dat u ook die nagmaal sal gebruik om ons nie net aan ons sondes te herinner nie, maar ook aan u heiligheid. Dat ons ook heilig kan lewe, omdat ons weet, ons God is heilig. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die diakens om ons liefdegawes op te neem. Kom ons staan en dan sing ons saam skrifbereiming 1:5, ons gaan vers 1 en vers 2 saam sing. En wanneer ons dit sing, dit is ook die lied van die engele rondom God se troon. En kyk wat daarin gesê word oor God se heiligheid.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend na die diens. Die susters het vir ons tee gereed, so ons gaan tee drink vanoggend na die diens. Dan ook herinnering aan die kameeldrif oggendtee, mense wat nog wil saamgaan. 'n Laaste plek of 2 wat aan die tafels oop is. En dan die Afri-Duhet-fees. Onthou dit, ons moet so gou moontlik ons besprekings doen. Vra julle familie en vriende ook om dit te ondersteun. Dis in die Staatsteater op 17 Oktober 2:00 die middag en dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Dit is ook daardie groot fondsinsameling vir Magalieskruin en vir Sorg met Eer wat ons dan ook die emeritaatsfonds daardeur ook gaan ondersteun. Ek moet nou maar net bysê, hier staan Pretoria Staatsteater Opera. Ons gaan nie opera sing nie, want dan gaan die mense nie kom nie. Daar is 'n opera iewers in die jaar en 'n klassieke musiekkonsert, maar hierdie is die gewone duetfees in die Opera Theater, die grootste saal in die Staatsteater. So dis net, ek net dit ook sê, dis vir my nogal snaaks die opera, want ek weet ons sing nie opera daar nie. Dan broeders en susters, laaste en nie die minste nie, vandag is oom Hammy Hammersman 90 jaar oud. Hy word vandag 90 en ons wil hom gelukwens met sy verjaarsdag en dan vir almal wat hierdie week ook verjaar. Ek sien hier is 'n hele paar van hulle vandag, wil ons ook die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar. Dit dan wat ons afkondigings betref, kom ons gaan drink almal lekker tee.